Goeienaand. Versorgd, beskermd en tuis in die huis van die Here. Gisteraand het ons daarop gewys dat die beeld van 'n gasheer wat vir sy gaste sorg, eerstens dui op die fisiese versorging deur die Here. En dis inderdaad so. Dit was nog altyd so. Kom ons neem uit hierdie Psalm 3 lyne wat in die tweede deel van die Psalm voorkom as voorbeelde. Die Here gee vir sy kind die nodige om van te lewe. Die Here beskerm sy kind teen die vyande en die Here lei sy kind na 'n tuiste waar hy teenwoordig is. Fisies het hy altyd vir sy volk gesorg. Wanneer daar hongersnood in Kanaan uitbreek, dan het die Here lankal vir Josef vooruitgestuur om te sorg dat daar kos in Egipte is. Wanneer die volk deur die woestyn trek, gee hy water uit rotse en manna in kwartels uit die hemel. Hy sorg vir die honger Elia deur middel van die mees onwaarskynlike voëls, kraaie. Net so red hy tweedens sy volk telkens fisies van hulle vyande, soms op die mees onvoorsiene wyse, terwyl sy volk amper net moet toekyk. En derdens lei hy die volk fisies uit die vreemdelingskap van Egipte na die beloofde land, om daar in sy teenwoordigheid in verbondsgemeenskap te lewe. Tog is die beeld van 'n gasheer in Psalm 23 allermins net 'n beeld wat dui op die fisiese betrokkenheid van die Here by sy volk. Dit gaan veel dieper. Begrippe soos feesmaal, vyande, salwing, beker, goedheid en guns en tuiswees in die huis van die Here het tog veel dieper dimensies as bloot net fisiese versorging. Hierdie dimensies sou duidelik word in die koms van Jesus Christus. Ook hierdie deel van Psalm 23 wys heen en word vervul in Jesus Christus. Jesus vermeerder nie net fisiese brood nie, maar sy liggaam word gebreek tot volkomme versoening van ons sondes. Hy gee homself vir die gelowiges as die brood van die lewe. Hy offer homself as paaslam en stel dan nagmaal in die aand voor sy kruisiging. Hy kom om die vyand van die gelowiges, die bose, die duiwel te kom oorwin. En nou verseker hy ons dat die duiwel ons nie uit sy hand sal ruk nie. Die duiwel kan in 'n sin toekyk en versoek, maar kan ons nie uit die hand van die Here ruk nie. En deur die geloof gee hy dus aan ons deel aan hierdie oorwinning. Derdens, alles wat hy op aarde kom doen het, werk mee tot die feit dat die gelowige verlos kan word en ons saam met hom in 'n Vaderhuis kan lewe. Voordat hy na die hemel opgevaar het, het hy beloof: "Julle moet nie ontsteld wees nie." Dis in Johannes 14 vers 1 tot 3. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Al wat vir ons nou oorbly, is om aan die tafel van die Here in sy teenwoordigheid te sit en te lewe. Nou reeds moet ons versorging by hom kry. Nou reeds moet ons beskerming by hom soek. Nou reeds moet ons tuis wees in die huis van die Vader. Dit terwyl ons vorentoe leef na die volmaakte vervulling van die beloftes met die wederkoms van die Here. Dan sal ons oorwinnaars wees. Ons sal van die verborgde manna in die paradys eet. Ons sal saam met hom eet. Ons sal deel aan die ewige huweliksfees. Dan sal hy by ons wees en ons by hom. Goeienaand.